Ons gaan die Bybel oopmaak in die boek Numeri hoofstuk 22. Numeri 22, vers 20. Jy sal moet hierdie gedeelte van die vorige hoofstuk af en die volgende een gaan lees by die huis om alles te verstaan en te sien wat hier aangegaan het. Ons kan nie daarby stil staan nie, is 'n groot storie. Dis 'n baie interessante situasie, maar kom ons gaan net na die kern daarvan. Vers 20. En God het in die nag na Bileam gekom en hom gesê, as die manne gekom het om jou te roep, staan dan op, gaan met hulle saam, maar net wat ek jou sê, dit moet jy doen. Toe maak Bileam die môre klaar en saal sy eselin op en hy het weggetrek saam met die vorste van Moab. Maar die toorn van God het ontvlam, omdat hy weggetrek het en die engel van die Here het gaan staan in die pad as sy teeparty, terwyl hy op die esel ry en sy 2 dienaars by hom was. En die esel het die engel van die Here in die pad gesien staan, met sy ontblote swaard in sy hand. Daarom het die esel uit die pad uitgedraai en die veld ingeloop, maar Bileam het die esel geslaan om haar na die pad te stuur. Daarop gaan die engel van die Here in 'n hol pad tussen die wingerde staan, 'n muur diskant en 'n muur ander kant. En toe die esel die engel van die Here sien, druk sy haarself teen die muur en druk ook Bileam se voet teen die muur. Daarom het hy haar weer geslaan. En die engel van die Here het weer verder gegaan en bly staan op 'n nou plek waar geen pad was om regs of links uit te draai nie. Toe die esel die engel van die Here sien, gaan sy onder die Bileam lê. Daarop het Bileam baie kwaad geword en die esel met 'n stok geslaan. Maar die Here het die bek van die esel geopen en sê vir Bileam, wat het ek jou gedoen, dat jy my nou al 3 maal geslaan het? Daarop antwoord Bileam die esel, omdat jy spot met my drywe. Daarom was daar net 'n swaard in my hand, dan het ek jou sekerlik doodgeslaan. En die esel sê vir Bileam, is ek nie jou esel waarop jy jou lewe lank op gery het tot vandag toe nie? Was dit ooit my gewoonte om so met jou te doen? En hy antwoord nee. Toe open die Here die oë van Bileam, sodat hy die engel van die Here in die pad sien staan met sy ontblote swaard in sy hand, en hy het gebuig en op sy aangesig neergeval. En die engel van die Here vra vir hom, wat het jy jou esel nou al 3 maal geslaan? Kyk, ek self het uitgegaan as 'n teeparty, want jou wegloop gevaarlik styl in my oog. Maar die esel het my gesien en nou al 3 maal voor my uitgedraai. As sy nie voor my uitgedraai het nie, dan het ek jou nou al te seker gedood en haar laat lewe. Toe antwoord Bileam, die engel van die Here, ek het gesondig, want ek het nie geweet dat u teenoor my in die pad gestaan het nie. Maar nou as dit verkeerd is in die oë, sal ek teruggaan. En die engel van die Here sê vir Bileam, gaan saam met die manne, maar net die woord wat ek jou sê, dit moet jy spreek. So het Bileam dan met die vorste van die Balak saam gegaan. Ja, die Here sê, jou pad loop gevaarlik styl in my oog, Bileam. Nou, daar's 'n boodskap vir ons ook hierin, dat ons moet kyk na wat rondom ons gebeur en wat met ons gebeur. Veral ons wat bely dat ons die Here ken, moet ons baie versigtig wees wat ons doen, want Bileam was 'n profeet gewees en hy het gedink hy is al die tyd reg, maar ons sal nou sien wat gebeur met hom. Bileam en sy donkie, dis 'n pragtige onderwerp om oor te praat. Maar ek sê weer, gaan lees hierdie gedeelte weer asseblief by die huis, die hele 2 hoofstukke.
Israel kom na 40 jaar se rondswerwe in die woestyn, kom hulle op die grens van die beloofde land. Hulle kom nou net daar waar hulle nou moet net deurgaan en ingaan. 'n Laar word opgeslaan en groot gejuig bars los. En die koning van Moab hoor hierdie dinge. En hy sien dit. En hy raak benoud en hy raak bang, want hy dink hulle gaan hulle aanval. So Balak was die koning van Moab, en Israel word skielik vir hulle 'n bedreiging. Moab het op daai stadium nie baie groot leer gehad nie, en hulle sou nie Israel kon verslaan nie, want hulle het al die boodskappe gehoor wat in die woestyn gebeur het, hoe dat Israel vir Amalek en ander goed verslaan het, dwars deur die 40 jaar. En Balak was bang, want hy het hierdie dinge geweet, en hy nou sien hy hierdie vreeslike laar, wat hier opgeslaan is tussen sy berge. So, Balak maak 'n plan, en hy nader 'n profeet. Nou, die Bybel sê nie, Bileam was 'n profeet van God nie, maar hy was 'n profeet, hy kon profeteer en hy kon allerlei dinge doen. Hy nader vir Bileam, 'n profeet, wat ander mense kon vervloek of seën. Bileam se werk het hom vooruit geloop. Dit was oral bekend, hy was ver hier vanaf. Maar sy naam was bekend in die hele wêreld, as 'n man wat nie met sukkel nie. Hy kan jou vervloek en jy kan dood neerslaan, hy kan jou sien en jy kan skielik skatryk word. Dit was hierdie tipe van profete wat daar rondgeloop het, om die wêreld te laat verstaan dat ek kan dinge doen, ek kan vervloek of ek kan seën. So Balak maak 'n plan om hierdie ou te laat kom, en wat moet hy kom doen? Hy vra Bileam om geestelike oorlogvoering teen Israel te kom doen. Hy kan nie hulle beveg nie, sy leers is te swak, hy moet 'n ander manier kry, en hy begin met geestelike oorlogvoering, om hierdie volk tot nut te maak. As Bileam daai mense kom vervloek het die hele volk gesterf daar in die vlaktes, want Bileam was magtig. Daar's baie sulke mense in die ou tyd gewees. Maar Balak sê, kom vervloek hierdie volk, want hulle is te veel vir my, hulle is talryk en hulle is 'n bedreiging. Ek kan hulle nie beveg nie, jy moet ons help. En hy roep hierdie geestelike hulp in. En hy hoop dat Bileam sal kom. So dis maar so 'n bietjie agtergrond, maar Bileam het goed voorgekom vir die res van die wêreld. Vir die mense wat die Bybel lees ook, wat glo hierdie profeet was van God. God het hom geken, verseker. Maar die mense wat hierdie verhaal lees sal dink, joh, hier's 'n wonderlike profeet. Hy was nie 'n profeet van God nie, hy was net 'n profeet. Daar was baie sieners in daai tyd. Sieners en profete en waarsêers, almal het hulle werk gedoen. En daar was towenaars en allerlei goed wat hulle werk gedoen het, wat die mense verbuister het. En hierdie mense het hulle aangehang, en hulle was bang vir hulle en so meer. En Bileam het baie goed voorgekom, omdat hy twee magte gehad het. Hy kon mense vervloek, en hy kon daardeur die guns van nasies en mense wen. Hy sou dit hier ook reg kry. Hy kon mense seën, en dan was daar oorvloed van alle seëninge op daai mense wat hy geseën het. Dis 'n werklikheid. Ek weet nie of jy geweet het nie, daar's in die Bybel baie van God se mense wat ook sieners was. Samuel was 'n siener. Josef was 'n siener. Hy het in sy bekergoeders gekyk. So hierdie praktyke het bestaan vir baie jare en eeue. Maar God wil dit reduseer na die fokus op die Heilige Gees by sy kinders. Nie op sieners en profete en goed nie. So Bileam besluit, hy gaan. Maar hy het nie geweet wat voor lê nie. Hy het nie geweet eintlik wat is aan die gang nie. Hy het nie besef hy het hier met God se volk te doen nie. Hy kan nie sommer hulle gaan vervloek nie, want hy het met God te doen. En dis hoekom hierdie verhaal so pragtig verloop. Op pad soontoe kom God hom teë. God stop hom
En God sê vir hom hierdie woorde: Wie is die manne daar by jou? En Bileam het God geantwoord: Balak, die seun van Sippor, die koning van Moab, laat my weet. Kyk, daar het 'n volk uit Egipte getrek en hulle het die oppervlakte van die land oordek. Kom nou, vervloek hulle vir my. Miskien sal ek hulle kan beveg en hulle verdrywe. Toe sê God vir Bileam: Jy mag nie saam met hulle trek nie, jy mag die volk nie vloek nie, want hulle is geseënd. So Bileam se vloek so niks gewerk het nie, want God het hulle klaar geseën. Bileam se vloek Bileam se vloek kon nie daai seën van God kanselleer nie, maar hier is net 'n les hier binne. Jy mag hulle nie volk vervloek nie, want hulle is geseënd. Hulle is God se volk. En daarom sal al die mense in ons dag wat Israel so vervloek, sal tweede kom. Hulle sal tweede kom op die einde. Hulle is besig om nou al tweede te kom, want God het hulle geseën. En Abraham is die volk Israel geseën tot in alle ewigheid. En God sê: Wie my volk vervloek, sal ek vervloek. Wie teen my volk optrek, ek sal met die swaard voor hom verskyn. Hy sê verder: Daarop stuur Balak nog weer vorste, wat meer aansienliker was as die ander. Daar's nou versoeking, hier's geld op die spel. En hulle het by Bileam gekom en aan hom gesê: So spreek Balak, die seun van Sippor, laat jou tog nie terughou om na my te kom nie. En hierdie mense sê vir hom: Daar's baie geld, daar's baie wat vir jou wag, kom saam met ons asseblief. En hulle probeer vir Bileam oorreed. Voordat hulle wag vir hom, weer kom God in die prentjie en waarsku vir Bileam. Weer kom God en hy staan daar en hy sê: Pas op. Daar word voorwaardes aan hom gegee van God se kant af om te sê: Jy mag dit en dit nie doen nie. Jy mag dit en dit doen. Maar hy besluit tog om sy eie kop te volg en hy besluit om te gaan. As God vir my verskyn en ek het hier 'n situasie en ek is twyfelagtig of jy, dan moet ons onmiddellik omdraai en sê: Here, ek is jammer. Wat maak God hier waar ek op pad is na 'n wensituasie? Ons moet hierdie dinge in gedagte hou. So, Bileam op sy pad. Hy kies 'n verkeerde pad. Hy kon nie pad kies. Die Here het hom die keuse gegee. Jy kan gaan of jy kan omdraai. Maar hy kies die verkeerde pad. En ek dink hy het geweet dis die verkeerde pad, maar hy het gedink aan daai geld wat daar wag en die eer wat hom te beurt val as hy hele volk kon vernietig. Toe maak Bileam die môre klaar en saal sy eselin op en hy het weggetrek saam met die vorste van Moab. Nou is hy hier in die heidense situasie, saam met heidene. Hy moet nou saam met hulle trek en met God se volk gaan vervloek. Hy assosieer hom nou met Moab se mense, met die heidene. En dis wat baie kinders van God ook soms doen. Hulle het te veel vriende in die wêreld. En hierdie vriende vat hulle op die verkeerde pad. Ons moet ons vriende mooi kies. Baie versigtig wees met wie jy vriende is of maak. Selfs op die internet, hierdie Facebook vriende, pas op vir daai mense, pas op vir hulle. Daar's baie mense wat in struike trap, want jy loop saam met die vorste van Moab. Hierdie goed is baie gevaarlik, net soos wat vir Bileam gevaarlik was daai tyd, om te besluit ek gaan daai pad loop. So wat gebeur op die verkeerde pad? Nummer 22 sê: Maar die toorn van God het ontvlam, omdat hy weggetrek het en die engel van die Here het gaan staan in die pad as sy teeparty, terwyl hy op sy esel ry en 2 dienaars saam met hom was. So hier het God hom nou op die proef gestel en vir hom sê: Jy kan kies, en Bileam kies: Ek gaan. En hier kom die engel van die Here, dis Jesus in die Ou Testament. Waar die engel van die Here met 'n hoofletter geskrywe word in die Ou Testament, is dit Jesus in sy openbaring as mens hier op aarde. Ja, terwyl hy op sy esel ry en sy 2 dienaars by hom was, hier begin nou die geestelike les vir ons as kinders van die Here. Die vyand ken jou posisie. Die vyand weet waarheen jy op pad is. Met jou roeping, met jouself, met wat jy ook al doen. Satan, soos die koning van Moab, hou jou dop. Hy ken jou. En waar jy op die drempel staan van 'n deurbraak in jou geestelike lewe en laar opslaan en sê:
Ek maak gereed vir 'n nuwe lewe, soos die verlore seun gesê het, ek sal opstaan en my pa toe teruggaan. Het hierdie Satan lankal geweet waar jy is en wat met jou gebeur. Veral wanneer jy staan voor groot deurbrake, voor 'n stap om jou beloofde land as persoon in te gaan. Daar lê 'n beloofde land vir ons almal. Die land van melk en honing lê oop vir elke kind van God. Ons praat van die oorwinningslewe, die geestelike Kanaan. So wanneer jy voor 'n keuse staan of voor 'n situasie kom waar jy nou moet deurgaan, deur die Jordaanrivier nou, en die beloofde land ingaan, waar jy 'n oorwinningslewe kan ingaan, dan staan Satan en hy kyk vir jou. Voor jy uit die woestyn van stryd wil kom, slaan hy toe. Dis hier waar die volk nou 40 jaar lank was, in die woestyn. Hulle kom hier by die woestyn se einde. Hulle kom hier by die begin van die nuwe lewe. En daar's 'n rivier. Hulle moet net daar deurtrek. Maar God het hulle nog nie bevel gegee om deur te gaan nie. Hy het nog nie vir Josua gesê, stuur die priesters om die Jordaan oop te maak nie. En God staan en hy wag om te kyk wat gaan die volk nou te beurt val. En hulle moet net die Jordaan kloof en deurgaan. Dit sou toe later gebeur. Maar op God se bevel, nie op hulle oorwinningssegetog nie. So, dis dan wanneer Satan Biliam roep, wanneer jy voor 'n groot oorgawe staan in jou lewe, wanneer jy voor 'n nuwe begin staan in jou geestelike lewe, wanneer jy op 'n nuwe drempel kom in jou geestelike lewe, wanneer jy dieper met God wil ingaan en jou lewe opnuut aan Jesus wil toewy, dan roep Biliam, dan roep hy die profeet, en Satan roep vir Biliam, en hy sê, kom, hier's moeilikheid. Hy stuur dan die gees van verwarring na sulke mense toe. Hy stuur die gees van misleiding, of 'n leengees, of wat ook al, hy beskikbaar het, om jou te keer, om nie daai volgende stap te gee, om in 'n oorwinningslewe in te gaan nie. Dan stuur hy al hierdie dinge. Toe ek pas tot bekering gekom het, toe sien die mense by die werk dit, en die mense hoor dit, in die kerke, en hulle kom, en hulle sê, hoorie, nou moet jy gedoop word. Nou moet jy gedoop word. God het my bewaar. Hulle kom na my toe, jy moet nou leer om in tale te praat. God het my duidelik insig gegee om dit nie te doen nie, en ek is vry. Ek kon deurgaan, sonder al hierdie aanvegtinge van Biliam. So hy stuur geeste na 'n mens toe, wat aan jou hartsdeur kom staan en klop en sê, luister net bietjie hier. Luister net bietjie hier. Jy het nou klaar laar opgeslaan, jy is in 'n goeie posisie. Hoekom bly jy nie bietjie hierson nie? Hoekom wag jy 'n bietjie langer om na Jesus toe te kom vir 'n oorgawe nie? Dis misleiding. Die doel is om jou geestelik te vervloek. Want baie vloeke kom uit kerke na kerkmense toe. Dis jammer om dit te sê. Ons weet dit, jy weet dit ook. In die tyd toe ek pas tot bekering gekom het, hulle my hierdie kant en daai kant toe genooi, Jehova getuies, apostels en al daai goeters. Hulle wou vloeke op my bring, want daar's vloeke in daai kultusse. As jy daar instap, dan sit jy in 'n vloek situasie. En so is dit met ons elkeen. Het is nie nodig om in 'n ander kerk in te gaan om 'n vloek op jou te bring nie. Jou gesindheid kan dit veroorsaak. Jou eie gesindheid kan dit veroorsaak. So wat gebeur as ons volhard op die verkeerde pad, soos Biliam? Die engel van die Here word jou teeparty. Dis nie net hierdie geleentheid nie. Jesus het in baie gevalle in die Ou Testament veral die teeparty van Israel geword en van ander mense en nasies. Hy sê daar, ek het jou teeparty geword, omdat jy jou eie pad loop, nie God se pad nie. Biliam moes gaan bid daai nag deur en sê, Here, wat is u wil vir my? Dan het hy dalk 'n ander antwoord gekry, maar hier was 'n plan met hierdie hele situasie. Die engel van die Here word jou teeparty as jy op die verkeerde pad loop en hardloop. En dan begin moeilikheid. Dan begin skade. Israel het in die woestyn hulle val gehad. En in die woestyn paar keer word Jesus hulle teeparty.
Hoor net hierdie wonderlike teks. Psalm 106 vers 14. En hulle het baie begeerig geword in die woestyn, met ander woorde vleeslik en wellustig. En God versoek in die wildernis. Jy moet nie God versoek nie. Toe het hy hulle gegee wat hulle gevra het, maar in hulle siel het hy 'n maarte gestuur. As daar maarte in jou siel is, jy kan nie geestelik groei nie. Jy kan nie alles verstaan nie. Dis nie vir jou lekker om die Here te dien nie. Jy kan nie bid nie. Jy kan nie die Bybel bestudeer nie. Jy het nie lus om kerk toe te gaan as dit nie lekker is hierso nie. As ietsie verkeerd is, dan kom jy nie kerk toe nie. As ietsie net nie lekker is, dan kom jy nie kerk toe nie. Dis 'n maart in jou siel. Jy gaan die vrug daarvan pluk, want in die tussentyd word Jesus jou teeparty. Moenie met God speel nie. Hy sê, toe het hulle gegee wat hulle gevra het. Hy het vir Biliam gegee wat hy gevra het. Ek wil soontoe gaan, toe sy gaan. Maar ek word jou teeparty. So ons moet nie op die verkeerde pad volhard nie. Ons moet luister, ons moet dieper luister na wat die Gees van God vir ons wil sê. So, dis soos Biliam. Maar steeds het God by hulle gebly. God onttrek hom nie van mense wat verkeerd loop nie. Hy onttrek hom nie van sondaars nie, hy raak net stil. Hy staan net 'n bietjie terug, om te kyk wat gaan van hulle word, wat gaan hulle doen. Maar hy verwerp hulle nie. As jy val in jou geestelike lewe, verwerp God jou nie. As jy weer opstaan, dan is hy daar. Jy het dalk geval omdat hy jou teeparty geword het, terwyl jy op die verkeerde pad volhard het, dan val jy jou hart, soos Israel en soos hierdie ouens. Maar die oomblik wanneer jy opstaan, soos die verlore seun, dan dra hy jou huis toe. Die verlore seun kon onmoontlik nie self huis toe gaan het, en daar was krag iewers vandaan, wat hom laat loop het tot daar ver, by sy pa se huis. So steeds het hy by hierdie volk gebly, toe Israel nou in die woestyn radikaal geraak het. So as jy die engel van God nie kan sien nie, dan het jy probleme. Daar's iets wat by ons daar in die huis baie sterk posvat, of lankal daar is, maar is vir ons baie meer duidelik. Spreuke 15 vers 3 sê, op elke plek is die oë van die Here, en hy beskou opmerksaam die slegte en die goeie. Het jy geweet, God kyk nou vir jou? Hy is hier, hy kyk, sy oë is op jou, op elke een hier, waar jy ook al gaan. So, as jy die engel van God nie kan sien nie, dan is daar iets fout met jou geestelike verhouding, en met jou geestelike lewe. Biliam se drange en fokus was hebsig. Ons sal dit later sien, sy metode en dwaling was kompromie met die vyand, so baie kinders van die Here doen. Sy leerstelling was verraad en korrupsie. Hy het sy eie profesie uitgespreek, hy het sy eie profetiese amp het hy geëer, wat nie van God afgekom het nie. Maar hierdie dinge het sy hart verduister. Baie kinders van God sit met 'n donker, duister hart binne in die kerk. Baie. Ek hoop nie is een van ons nie. Maar soveel so, dat hy Jesus nie eens vir hom kon sien nie, hierdie Biliam. So baie kinders van God is so afgestomp, en so donker, dat hulle nie Jesus kan sien nie. Kronieke sê vir ons, die oë van die Here deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Jy kan nie met God speel nie, jy kan nie pad verlaat en dink, Jesus moet nou saam met my wees, hy moet met my praat, hy moet my seën, hy moet vir my gee wat ek nodig het nie. Dis sinsbedrog. Jy moet jou oë op hom vestig, soos Hebreërs 12 sê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Ja, Biliam was so verdonkerd, dat hy nie eens Jesus kon sien nie. Die donkie moes soms sê, hier is moeilikheid. En God open die bek van 'n dier. Die tweede keer wat 'n dier ding met 'n mens praat, die eerste keer was met Eva, toe Satan kom en haar bedrieg, met 'n stem van 'n menslike wese.
Hier is die tweede keer waar 'n dier praat, 'n wonderwerk van God, maar God kan enigiets doen. En hy sit die gedagtes in hy donkie se kop en hy gee vir hom stembande wat hy met hierdie baas van hom moet praat. En die donkie praat mooi. Die donkie, sy redding word egter geslaan. Die donkie word so geslaan dat Jesus moes ingryp. So as ons hulp en uitkomste met stokke begin slaan, wat gebeur met ons? Dis nou die punt. Daar's baie mense wat nie besef wat in die lewe aangaan nie. Daar's baie mense, as hulle swaar kry of seer kry, of as hulle moeg is, dan besef hulle nie wat aangaan nie. En dan begin ons die uitkomste met stokke slaan. As my karrepap wiel langs die pad kry en skoppe kom, en sulke dinge. Want hoekom het dit nou met my gebeur? Maar ons weet nie hiervoor is dalk 'n ongeluk wat my gewag het, wat Satan bespreek het nie. Daar's mense wat ongelukke beplan. Ek het met hulle te doen gehad. Sulke dinge, maar ons slaan nie goed met stokke. Daar's baie gevalle in die lewe wat 'n mens kan uithaal en wys. Wanneer mense dit wat jou redding is, met 'n stok slaan, simbolies. En dit wat jou voordeel is, slaan jy met 'n stok. Want jy sien nie wat staan daar agter nie. Daarom moet ons gees open vir die Heilige Gees en vir die woord van God om te kan sien, om vorentoe te kan sien. Johannes 16 vers 13 sê die Heilige Gees gaan kom om ons te oortuig en so meer en te leer wat Jesus gesê het en ons van die toekomstige dinge te leer. Dis nie net die wederkoms nie, is jou eie lewe. God wil vir jou sê, daar's gevaar in jou pad. As jy kontak met hom het, as jy 'n verhouding met Jesus het, sal hy jou waarsku teen gevare en teen dinge wat jou kan te beurt val. Daar's baie keer in my lewe en jou is so, seker ook, waar 'n stem vir jou gesê het, moenie dit nie, en dan skielik weet jy, hier sou iets groots gebeur het, as ek nie geluister het na daai stemmetjie nie. Maar baie mense hoor nie daai stemmetjie nie. Baie weet nie van daai stemmetjie nie. Jesaja sê, as jy op die pad gaan, sal jy 'n stem agter jou hoor wat sê, hier is die pad, as jy regs of as jy links wil gaan. God is altyd daar. Maar, as ons dit wat God voor ons wil lê, om ons te keer, om seer te kry, of om te sterf in die proses, met stokke begin slaan, met ander woorde, ons kritiseer dit, ons verwerp dit, ons sal dit soms vloek, dan is daar moeilikheid vorentoe. So, Bileam slaan sy donkie, slaan jy jou donkie. Ons vat soms ons eie pad soos Bileam, soos Jona wat wegvlug van God af, en van God se wil af. Ons is almal mense, ons doen dit. Dan word hy jou teeparty. Dan word hy jou teeparty. Hy was voor Bileam al daar in daai noute gewees. Hy was voor Jona daar in die skip gewees. Ons haal ons woede op dooie goed uit, soos ek nou reeds gesê het, terwyl God se engel ons pad versper. Ons insig is partymal so beperk dat ons nie weet, God is hier besig nie. En dan verwerp ons hierdie situasie, ons slat hom met 'n stok, en ons gaan aan. Terwyl God wil hê, jy moet dalk omdraai, of jy moet wag. Dat is een van die wonderlikste woorde in Hebreëus, in die Bybel, wag op die Here. Die woord wag in Hebreëus beteken om te vleg. 3 touwtjies. Dis ek, dis die woord van God, dis die Heilige Gees. Vleg hulle. Laat die Gees kom, laat die woord kom, een oor die ander. Dan vleg jy 'n sterk tou wat nie kan breek nie. Dis wat beteken om te wag op die Here. So, ons beveg soms mekaar. Dit kan jou man of jou vrou of jou kind wees of jou pa, wat vir jou sê, moenie dit doen nie. Hulle was dalk al daar waar jy nou gaan of wil wees. Terwyl God ons wil keer. Daar's baie keer soveel raad van ouers wat kinders verwerp en tot hulle eie bittere smart. Duisende, miljoene sterf
in ongelukke, sterf voor hulle tyd. En die Bybel vra vir sulke jong mense, waarom wil jy sterf voor jou tyd? Waarom wil jy so dom wees? Baie jong mense gaan die ewigheid in voordat hulle moet sterwe. Dit is waar. So, ouers en kinders moet hierdie ding bespreek. Die ouers moet hulle kinders leer. Ouers moet hulle kinders leer. Ek het 'n boek daar in my boekerak. Een van die beste navorsings wat op die aarde seker gedoen is. Die boek se naam is How to Raise an Adult. Hoe om 'n kind as 'n volwassene groot te maak. Ek het dit al vir verskeie mense geleen. As ek daar kom en lê daar een kant vol stof. Daar's hulp, mense. Ons moet nie die hulp versmaai nie. God praat deur baie maniere, soos Job 33 vers 14 sê. God spreek op een, ja op twee maniere, maar die mens let daar nie op nie. In drome, naggesigte en boeke en so meer. Ons beveg soms ons eie gewete, terwyl die engel van God voor ons staan. Hoeveel mense beskadig hulle eie gewete, deur hulle eie vlees te wil bedien en dien. Sal ek maar liewers dit 'n slag doen. Ek weet dit is verkeerd, maar ek doen dit. Wie van ons is nie skuldig daaraan nie? Jou eie gewete, soos die lelike woord is, verkrag, net om jou eie vleeslike doel te bereik, of jou insiglose pad te loop. Pas op daarvoor. Hosea 2 vers 5 sê God vir die volk, daarom kyk, ek sal jou weg met dorings toemaak. As jy die verkeerde pad loop, gaan jy in die doringbos beland. En dis waar baie mense inkom. Dan is mense so arrogant om sê, Here, hoekom laat jy dit oor my toe? Hoekom doen jy dit aan my? Jy is die oorsaak van jou probleme, nie God nie. Stryd is 'n ander ding. Vervolging en versoeking is iets anders, maar hy sê vir sy volk, ek sal jou weg met dorings toemaak. Gebeur dit nie soms met ons nie? Dat ons so verstrengel raak in seer en pyn en siektes aan mekaar, dat ons nie weet meer, gaan ons nog 'n dag lank lewe nie. En dan stry ons teen God. Maar as jy luister, wat dan? Joel 2 vers 25, waar God ook sy volk in 'n noute gebring het in 'n armoede. Hy sê, ek sal hulle vergoed die jare wat die trekspringkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het, my groot leermag wat ek teen julle gestuur het. God stuur soms pla, soos hierdie. Maar as jy luister, as jy jou bekeer in die proses, dan sê God, ek gaan jou vergoed. Hy kyk na jou gesindheid. Die gesindheid van die mens is alles. Hy kyk na jou gesindheid. En hy sê, as jou gesindheid verander of regkom, dan vergoed ek jou vir al die jare wat hierdie 4 soorte springkane jou oeste verteer het. Baie mense kom nie verder in die lewe nie. Die springkane vreet alles op. Een ongeluk op die ander, een probleem op die ander. Maar as jou gesindheid verander, en dis daar waar die geheim lê, dan kom God en hy sê, ek sal jou vergoed. Ek sal jou vergoed. As jy die pad van God reg loop, en as jy op die pad volhard, soos Jesus jou wil lei deur die Heilige Gees en sy woord, dan kom die einde van jou lewe. En God sê in Romeine 8 vers 18, ek sal daai seer van jou vergoed. Hy sal vergoed die seer wat jy op aarde gedra het. So God is nie ongevoelig nie. Psalm 90 sê, as ons dan tot besinning kom, leer ons om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Keer terug, Here, en ontferm u oor u knegte. Versadig ons in die môre met u goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. Maak ons bly na die dae waarin u ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Jy sien, hierdie mense kla nie die duiwel aan nie. Hulle sê, God het ons verdruk. Gaan lees Psalm 119 vers 67 tot 75. Dawid sê, voordat ek verdruk was, het ek gedwaal. Vers 71 sê, dit is goed vir my dat ek verdruk was, want nou onderhou ek u woord.
Vers 75 sê, nou weet ek dat u my uit getrouheid verdruk het, in 'n drukking geplaas en 'n moeilikheid gebring het. So moenie moeilikheid vloek as dit kom nie. Buig voor God en vra, Here, wat is hier aan die gang? So in hierdie nood, as dit gebeur, as jou pad met dorings toegemaak word, sê Hosea 5 vers 5 verder, in hulle nood sal hulle my soek. Dis hoekom daar dinge in ons lewens kom, om ons in nood te bring, dat ons God kan soek. Maar baie soek menslike oplossings, tydelike oplossings, betaal geld vir dinge, terwyl as ons waarlik leer om te bid, soos gebid moet word, dan sal ons oorwinnaars wees. Hierdie gemeente het nodig dat ons begin bid. Die kerk van die laaste dae het nodig om te begin bid. As ons gebid het soos ons moet bid, sou Suid-Afrika nie in hierdie toestand gewees het. Dit is onmoontlik. Maar goed, daar is nog sulke soos Bileam vandag. Mense wat God se pad nie wil loop nie, wat hulle eie besluite maak, al sê God so of so, ek gaan. 2 Petrus praat van hulle in die nuwe verbond. Hulle het die regte pad verlaat en verdwaal. En die weg gevolg van Bileam, die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid liefgehad het. Jy sien, hier kom Bileam sy persoonlikheid uit. Maar die bestraffing van sy eie oortreding ontvang het. Die stom lasdier het met die stem van 'n mens gepraat en die waansinnigheid van hierdie profeet verhinder. Satan maak 'n mens waansinnig as dit met jou swak gaan, as dit met jou moeilik gaan. En dis wat die profeet van Bileam se profeseer doen. Judas gaan verder, hy sê, wee hulle, want hulle die weg van Kain bewandel en om loon hulle self in die verleiding van Bileam gestort en die verset van Korah gekom. So God onthou alles, en hy sê vir ons alles, hier is goed vir jou wat jy moet hoor, ons moet optree, ons moet bestudeer wat die woord van God van ons sê, sodat ons nie Jesus as ons teeparty ontwikkel nie. Mag God ons help daartoe. As jy hulp nodig het vir jou geestelike lewe, kom praat met my. Ek is beskikbaar, maak 'n afspraak en kom praat. As jy hulp nodig het met jou siek lewe, met jou gesondheid, kom praat. En so meer. My Vader, baie dankie vir hierdie les. Dis moeilik om so 'n les te verstaan. Dis moeilik om dit te verduidelik hier van vooraf. Maar die Gees van God doen wat ek nie kan doen, wat ons nie kan doen nie. En ons dankie vanmôre vir hierdie les. Miskien is daar iemand, dalk ek self, wat die les moet leer. Here Jesus, ons vra U om asseblief met ons te praat, om vir ons te wys wanneer ons op die verkeerde pad is. Maar ons kan nie daai stem hoor as ons nie bid nie. As ons nie 'n verhouding met U het wat lewe nie. Help ons asseblief om dit te ontwikkel, sodat ons veilig kan wees, die wat dit nie het nie, en ons prys U daarvoor. Amen.